Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome back to another episode of Two Wheel Talks. Grab your popcorn, get some drinks, and enjoy the show. Lekker boys, ons is hier by Hantex. Ons gaan 'n bietjie kyk wat is hier. Ons is hier vir Waro. Hulle is een van ons sponsors. So ons gaan kyk wat is hier vandag en dan gaan ons hulle 'n bietjie promote. En 'n bietjie kuier. Ja, ons gaan 'n bietjie kuier, ons gaan 'n bietjie gesels, bietjie interviews met mense, hoor wat is hulle opinies. Klein goedjies. Okay. Laat ons gaan. Laat ons gaan. Ek maar ook, ons is op soek na twee persoonlike spesiale mense. Daar was gesê ons moet persoonlik Afrikaanse gesprek met hulle hê. So ja, as ons hulle sien, ek gaan 'n bietjie spoilers. Een is Joe Black, een is Bok van Blair. Ja, ons gaan kyk wat is hier, waar is hulle? 'n Bietjie net loop soek. As ons oompie sien met 'n baie groot baard, moet ons weet. Okay. Maar ons kan altyd op die wat ons kyk. Let's have a look at it. On the space card, man. Yes. Okay, well, there's just numbers. Okay, so ons is nou hier by hol 3. Die plek is groot. So. Yes, verblind ek myself. Let's make our way to Waro quickly. Ja, ons is nou op pad Waro toe. Ons kyk of ons iemand daar gaan kry. Ek hoor nou, hulle sê vir my toe ons iemand daar wou interview, toe hardloop hulle weg. So, kom ons kyk. Sit so 'n paar lekker Land Cruisers hier aan die regterkant. Dodge hier aan die linkerkant. Dodge Ram. Jy kan nie verkeerd gaan met 'n Dodge Ram nie. I mean, you probably could, but I mean, let's get past that. Karen. Ons verkleineer nie No, we Dodge not nie. Toyotas. Nee. No, we Dis nie 'n Toyota nie, maar dis ja. So. Ons het so 'n paar lekker cowboy hoedens hier aan die regterkant. Look at this. Paar tasse. Maar ja, ek sien ryp daar in die hoekie weg. So kom ons kyk, wat het hulle vir ons in stok? Wat sê? Dit sê maat, Goed en self. wat ken jy nog? Lekker manne? Wat sê, hoe lyk dit? Goed en self. Goed. Goed en self. Okay, ons is hier vir interview. Video's maat. Ja, 'n paar lekker video's maak, bietjie praat oor wat ons al by ons het. Yes. Ons het een van julle voertuie by ons. Maar ja, ek wil net 'n bietjie meer gesels oor wat Waro eintlik is. So ja, ons het die Sniper. Marcel, kom, gee 'n bietjie hand hier. Hy is die laaste vir ons, so ek kan Okay. die eerste vertel. Wat sê? Gaan dit? Goed en self, Jaco. Marcel, dan gaan hom ken as Jaco. Ons het een van julle Waro's daar by ons, Yes. die Sniper. Nou, ons wil net 'n bietjie meer vir die mense verduidelik wat is Waro. So net 'n bietjie vir ons uitbrei wat Waro is. Al daai lekker dinge. Okay, so dis 'n bietjie agtergrond van Waro, wat Yes, ons alles doen en yes, wat is ja. die uitstal vandag. Yes. Wat is dit doen? So ek weet Net weg. Sê my maar. ek gaan maar vra. Jy beantwoord maar net. Verduidelik bietjie wat ek vra. Right. En dan ja, dit is maar net 'n normale gesprek. Maar ja, soos ek weet ons het daar die Sniper by ons. Ja. Dis 'n 4-seater. Het julle die 4-seater of het julle die 2-seater? Ja, ons het die 4-seater. Ons het presies een soos hierdie. So ek wil net by jou hoor, wat is die specs op hom? Okay. Wat kan ons vir die mense soos verduidelik as hulle hom wil koop? Dus wat is hulle voordele, nadele? Hoopelik nie nadele nie, Nee, maar ons praat nie voordele. nadeel, ons Ja. praat oor Voor- parke, ja. afverkope. En Wil jy dan ook moet mention dat julle een van ons dienshandelaars is? jy is meer as welkom. Kyk, ons doen nou, dit is 'n Two Wheel Talks. So ons gaan basies van ons kanaal af dit uitbrei. Maar dit is maar net om julle 'n bietjie te promote en te sê dat julle verskaf ons met julle voertuie. So ja, dit is maar basies wat kom ek vra eerste vraag. Dis maar die vraag wat almal gaan vra. Ja. Prysklas. As jy nou om splinter net gaan koop.
En dan die service parte, jou parte, wat is die prysklas min of meer? Okay, so sy prys retail is 150,000 excluding VAT, so as jy dit met BTW inwerk is dit R179,900. Diensintervalle is elke 250 km. So ons doen die eerste diensinterval op 50 km wat ons net die olie vervang met 'n nuwe oliefilter en dan dienste 250, 500, 750 ensovoorts. Ja. En dan hy kom standaard met 'n waarborg van 'n 1 jaar 1000 km waarborg. Ja. En dan ek sê ons het op 80 dienshandelaars reg oor Suid-Afrika, so maak nie saak waar die karretjie sal hardloop nie, daar sal 'n dienshandelaar wees in jou area en dan die Wetbikes ook natuurlik ons dienshandelaars in Pretoria. So hy is 400cc 2x4, hy's agterwiel aangedreef. Dit is nou maar die 4-seater, ons het die 2-seater ook wat die utility bak het. Ja. Ja, so diensparte, dit is relatief goedkoop. Ek sal sê dit wissel so enigiets tussen 1,005 en 2,2 plus minus vir die diensparte, hang af of dit nou jou minor of jou major services is. En dan ek het nie 'n issue as jy dit self wil diens nie, solank die diensparte net by my aangekoop word, is daai waarborg vir daai tydperk in plek. Solank jy die diensparte by ons aankoop. So hy kom met sy waarborgboekie, diensboekie, so sodra die dienste gedoen is, kan jy dit net aanmerk op die boekie en dan net vir ons 'n bewys daarvan deurstuur net vir die doeleindes van die waarborg. Ek het nog 'n vraag. Daar's gewoonlik jy kry jou mense wat dit vra. Is daar extras wat jy kan opsit, bysit op dit? Kom ons stel dit so, hulle sê hy kom met alles wat oop en toe maak. So ek dink addisioneel wat jy kan bysit is ons kan vir 'n haklat opsit aan die agterkant dat hy kom nie standaard met 'n hak nie. So ons sal net basies van die as af sal ons vir 'n hak aansit want ons baie navraag, ouens wil dalk waantjies sleep of iets soos dit. Wil hom gebruik vir 'n hoë kos. So ons kan vir 'n hak opsit agter. Addisioneel, ons het al van hulle gedoen met kantseiltjies. So met 'n oop is langs die kant vir weerdoeleindes kan ons 'n kantseiltjie opsit as jy wil. Maar dit is maar addisioneel extras wat jy kan bysit as jy wil. So addisioneel is hy standaard, is hy presies soos dit daar uitgelê is. Standaard stokstene kom hy is hy presies so. So daar's geen ekstra geen extras wat met bykom nie. So as jy hom koop, vir sy koopprys kom hy standaard. Maar kom ons sê nou maar daar's iemand wat kom ons sê hy wil aan 'n wiele op hê of ek weet jy kry van hulle wat jy snorkeltjies opsit of klein goedjies soos dit. Nie op die 2x4 nie, nie op die 2x4 nie, op die 4x4 doen ons nou die snorkeltjies en daai klas van goedjies. So groter kan jy die snorkeltjies opsit, jy kan also op een van hulle op hierdie 1200 aan die agterkant is hy klein snorkeltjie daar. So ek sal moet sê die enigste negatiewe ding as ek moet dit kan opbring is as jy gaan kyk na sy wielaste voor en sy wielaste agter. So sy agterste wielaste bietjie nou. So as jy plaaspad ry, hardloop hy nie noodwendig spoor nie, maar dit is natuurlik iets wat hou jy net 20 mil space as jy kan, dan hardloop hy spoor. So ek sal nie sê dis 'n negatief nie, maar net om kliënte bewus te maak daarvan is altyd 'n goeie ding om dit te laat doen. Okay, nee, dit is 100, want ek weet jy kry ouens wat sê ja, maar hulle soek die by en daai by. Kyk, ek weet daar jy gaan jou van hulle wat ander wiele gaan opsit en maar jy kan seker 'n bietjie op as jy bietjie loop. Soos jy oor dit en band. Die collar se wieletjies, daai klein wiele kan jy opsit. Maar die lekker ding is hy het afsonderlike suspensie reg op. So hy's reg gesak op die pad. Dis nie harde stamp en harde. Kyk ons, ek gaan eerlik wees, ons moet nog 'n bietjie gaan toets. Ons het 'n bietjie gery, hy soos 'n droom. Hy select, alles is perfek op hom. Ek wil net by jou vra. Ons het al die vraag gekry by ons. Hierdie stukkie bonnet. Maak hy oop? Maak hy nie oop nie? Hy doen maak oop, wat ek gou vir jou wys. Hy moet dalk hier verby skuif. Want hulle het ons al gevra, maak hy oop en dan sê ons, hy maak oop. So basies wat ons hier het, wat jy maak is hierso as jy hom, jy sien as 'n rubber armpie, daar's 'n hakkie so aan die binnekant. So as jy hom toemaak van onderkant af, hak jy hom dan net basies net dat hy nie oop pop as jy met hom ry nie. Dit is net sy koelingstelsel van hier af. So ons het basies hierso net jou koelant. Ek sien nie 'n fan nie. Hierdie is net wat soms koelant. Water coolant. Okay. So dit is maar basies waarvoor hierdie latch is vir die mense wat wou weet, wat al so baie gevra het. Dit is maar waar jy jou coolant goed insit. Dit is 'n baie ordentlike latch.
Maar ja, selfde met ons in. Dit is maklik, alles is maklik toeganklik. Ja, Dit is oop, is nie Hy maak gemaklik oop, sit gemaklik. die battery is onder die drywer se sitplek. Ja, Sy battery is onder hierdie sitplek hierso. So alhoewel hy nou gemerk is hierso op 120, sy topspoed is 120 nie, ons Ja. het almal getoets. Sy fisiese topspoed getoets is so 55 km/h. okay. Ja. So ja, dit is nou net nie om die mense te sê dat hy gaan 120 gaan nie. Korrek, ja. Ja. Die Max speedometer spoed. sal sê 120, maar hy kan slegs omtrent so 55 is sy topspoed wat ons. Maar ek wil nou 'n bietjie ook meer uitbrei oor hierdie kleintjie wat hier staan. Dit is my nogals aan die een kant is dit vir my uniek, want jy sien dit ook nie elke dag. Okay, so hier het ons spesifiek aangebring vir jou jonger kindermark as ek dit so kan noem. So kom ons sê vir jou 12-jariges, 14-jariges, Ja. want met 'n veiligheidsgordel voel die mamma van die verhouding altyd maar veiliger as 'n kind 'n gordel het as 'n Ja. quadbike rondry. So dis maar alternatief vir 'n quadbike basis. Yes, ja. So hy's so 250 cc ook petrol aangedreef, ook agterwiel aangedreef. Ja. Soos wat die 4-seater met 'n diff aangedreef is aan die agterkant. Hierdie is ketting aangedreef. Was hy ketting. Hy's ketting aangedreef seker. Okay. Ja, ek sien die ketting. So ja. Okay, so 'n 250 cc motor, 250. ketting based. Ook kan jy vir hom 'n hak op sit. Ja, kan van maak op sit altyd sal doen ons sal hom van hierdie crossbar of sal ons hom uitbring. Dan kan Ja. van maakie op sit, ja. Ja, want jy kry jou laities, hulle wil 'n lekker trailertjie hak. Ja, Is goed of die so. bakkapasiteit aan die agterkant, jy kan gemaklik 150 kg op hom laai in die agterkant. Ja, 3 sakke sement. Ja. En dan prysklas, hom kyk jy na so 90,000 plus BTW, so dit werk net so ek dink is 103,000 BTW ingesluit. Ja. Ja. Want is dan natuurlik tussen hierdie enetjie en die 4-seater, want ons ook die 2-seater met die utility bak. Ja, wat bietjie langer is, ja. Hy's klein bietjie langer, sy bak is bietjie dieper en is 'n staalbak. Hom kan jy so 350 kg oplaai. Maar hy's 'n 2-seater, sal hy bietjie hoër grondkleurings as die 250 cc. Bietjie meer van 'n werksperd omdat hy nou die utility bak Yes, het ja, aan die so agterkant. hy's eintlik meer bedoel vir die plaas. Vir die plaas, ja, Ja, as jy nou soos jou- 'n paar gereedskap wil laai en bietjie van draadspan of wat ook al. Jou grasbolle of daai ja. Ja. En dan hy's die prysklas tussen hom, nou kyk jy na so 130,000 plus BTW. Okay. En dan hierdie groot masjien wat hier staan. Ek sien hierdie 1200. Yes. Ek sien hier's nogals Thing running out of storage. en dan ek sien hierdie ding is nogals 'n groot perd. Ja, so kom ons sê hoe ons kan hom opsom is hy kom met alles wat oop en toe maak. So hy's 'n 4x4, hy het 'n 2x4, 4x4 seleksie, sy bak tilt elektries hidrolies, hy het 'n elektries hidroliese silinder onder die bak. Jy kan hom optik van die binnekant van die kajuit af. Ja. Kan so 450 kg op hierdie bak laai. Atsa. Hy drop sides al drie kante, so jy kan maklik aflaai. So ek sê hy's volautomaties, hy het 'n low range, high range, neutral, reverse. Topspoed omdat hy diesel is, hy bietjie meer torque aangedreef. So dan kyk jy ook omtrent na so 60 tussen 60 en 70 km/h. Nou wel, as grondpad, jy hoef nie 100 plus te ry nie. Ja. Veral met so 'n groot masjien nie. Ja. En dan het hy ook sy flikkers in die binnekant. Jou cupholders. Kapholdertjies, hy het sy hazards, hy het 'n difflocks agter. Ja, so basies alles wat maar oop en toe maak Wat nodig is, ja. wat nodig is, ja. Kan jy? Baie dankie. 100. Sê dit ons bietjie meer beter wat om vir die mense te verduidelik as hulle by ons kom. Ja, ons was half bietjie de mekaar. Maar ja, nou kan ons bietjie meer vir verduidelik wat ware eintlik is. Ja. Maar ja, ek sal aanraai. Kom check hulle uit. Hulle het lekker gereedskap, goeie gereedskap, so jy sal nie 'n fout maak nie. How's it going, man? All good in you? Nice to meet you. I'm gonna throw an Afrikaans one, eh? Ah, go for it. Wat sê? Goed self. Goed. Ons is nou net hier verbygeloop. Ons is van De Wet en Bikes af. Okay. Ek is Jaco. Wesley afgenaam. Is Jaco, dit is Garen, Ja, afgenaam hè. man, ons kameraman. How's it? Ons is eintlik baie nuuskierig oor hierdie Porsche. Okay. Kyk, ons kry so half 'n siening in hom. Ons wil by jou hoor. Wat is die storie agter die Porsche? So Safari projek wat hierdie bou, hulle is hier in Centurion. Hulle het seker 5-6 jaar terug begin met hierdie. Hulle het al 46 van hierdie gebou. Die main doel is om jou 911 bietjie van die pad af te vat. So, Ja. of off-road. Suspensie wat hulle insit, ander arms, hulle maak hom breër. Hy's omtrent 200 mm hoër as 'n standaard Porsche
En hulle het al die Sanipas gedoen met 'n hele paar van hierdie. So hulle doen 2.5-3.000 kilo trips elke nou en dan met hulle. So wat eintlik gesê word is, ons ouens van by De Wet en Bikes, ons het like om te gaan off-road ry. Hierdie ding is eintlik vir ons perfek wees Jy nodig een. om te gaan speel. Jy nodig een. Ja, kyk. Jy nodig een Okay, verseker. and then one more question. Go for it. How much would one of these run us back? So the conversion without the donor car is about 1.2 million. If you can find a donor car, you'll pay anywhere between 700 and $1 million bucks. So if you want one that's already built, they have them available. That's about 2.2 for a sorted one. But then you just go there, drive away with it. Okay, awesome. Yeah, but again, we can't forget about the Land Cruiser that's standing right behind you, That is right? true. That is true. I mean, just look at this thing. Also built by Safari Project. Fully built, ready for This thing's ready what for more anything. do you want? Check the interior though. Let's check a bit inside. Let's check inside. Okay, Red. Garen, you can't go wrong, eh? You can't go wrong. I mean, the fully leather inside, Porsche Cayenne seats. Front and Porsche sheets, Porsche sheets. full Alcantara dash, Alcantara roof.